Amanda, goeiemôre, vertrou het gaan goed, baie dankie vir jou boodskap, en ja man, ek wil maar net baie dankie sê vir jou ondersteuning en vir jou bereidwilligheid om so 'n bietjie hart te deel, en ja, ek gaan nie 'n lang gesprek hiervan maak nie, ek gaan dit vir jou kort en kragtig sê dat jou grootste wapen hier buitekant is op jou knieë wat jy vir God bid, vir jou kinders, sowel as vir jou kleinkinders. God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige, en as jy 'n kind van die Here is, hoor die Here jou hulp geroep, en elke gebed wat jy in geloof tot hom bid, die Here hoor dit aan, verstaan jy, hy ontvang dit, en hy sal dit verhoor volgens sy perfekte wil en tyd, en laat ek vir jou sê, jy het baie krag in jou woorde, en jy moet absoluut 'n geloof uit die boot uit klim, en vir God vertrou, dat hy jou op die water sal hou, dat hy jou absoluut sal versterk, dat jy nie sal sinkie, nie sal verdrinkie, maar dat jy op water sal bly stap. Ek wil vir jou sê dat nie alles is altyd net sleg en demonies nie. Wat ek daardeur bedoel, jy kry kinders wat belangstellings het om golf te speel, party kinders hou daarvan om skuif te skiet, party kinders hou van rugby, party kinders hou van snoeker, party kinders, verstaan jy, daar's partyke belangstellings wat sekere kinders toon, en ja, daar is partykeer tye wat hulle ook speletjies kan speel, maar op 'n dag alles met 'n te is 'n probleem. 'n kind van 6 jaar oud is val onder die saligheid van die ouers, en daai kind, daar's 'n gesegde wat sê, buig die boompie terwyl hy nog klein is, en op 'n dag, ja, van daai speletjies is nie altyd goed nie. Ek bedoel, as jy elke dag vir 7 dae 'n week met geweld en bloedvergieting en monsters en sulke tipe goed wat jy word dit in jou kop ingedoktrineer. En op die einde van die dag, ek kan onthou toe ek 'n kind was, sal ek byvoorbeeld, ek gee nou maar net 'n voorbeeld, sal ek na 'n Bruce Lee fliek kyk toe ons klein was, en as jy klaar die fliek gekyk het, dan dink jy is Bruce Lee, dan wil jy jou neef en jou vriende en jou sussie en almal skop en slaan, en dan is jy mos nou Bruce Lee, en dit is maar net een voorbeeld van hoe hierdie tipe goeters 'n kind se kop kan indoktrineer, en van daai speletjies is baie onskuldig, en dan is daar ook van daai speletjies wat absoluut, jou kind indoktrineer en gedagtes negatief besoedel, en 'n mens moet waaksaam en wakker wees daarvoor. Ek is nie 'n persoon wat 'n demoon dag en nag agter alles gaan soek nie, maar ons praat van 'n mind control spirit. 'n mind control spirit, jou oog is die venster van jou siel. En as jou oog donker is, hoe donker moet jou liggaam nie wees nie. Dit is 'n mind control spirit, is iets wat beheer vat oor jou gedagtes. En dit is vandag vir jou sê, alles met 'n te is 'n probleem. Die ouers van daai speletjies is regtig onskuldig, en dit is lekker. Ek bedoel, ek het ook self TV games gespeel toe ek 'n kind was, en partykeer is dit regtig net 'n bietjie tyd verdryf, partykeer is dit regtig baie onskuldig, maar as jy dag en nag voor daai goed sit, en dis al wat jy kan doen, is om met daai goed, en dis aggressief, en dis bloed, en dit is dood, en dis vernietiging, dan begin dit later jou denkwyse negatief beïnvloed, veral as jy nog op die internet ook koppel. Dat ek vir jou sê, deesdae nie net se flieks nie, maar selfs speletjies is so grafies, en ja, ons mense verstaan nie altyd waarmee ons gedagtes besoedel nie, veral op televisie. Dis hoekom die Here gesê het, jou oog is die venster van jou siel, en as jou oog donker is, hoe donker moet jou liggaam nie wees nie. So ja, ons lees in Matteus 18 vers 1 tot 10, dat kinders, verstaan my punt, is die room van God se koninkryk, en jy as ouers moet jy gaan rekenskap gee op die manier hoe jy daai kinders groot gemaak word. Nou, kinders val onder die saligheid van die ouers, tot hulle 18 jaar oud is. Nou gaan jy vir my vra, maar hoekom 18 jaar oud? Want 18 jaar oud, binne Suid-Afrika, sien hulle jou as 'n volwassene. Dis wanneer jy vir 'n karlisensie kan gaan, dis wanneer jy by 'n bottelstoer kan instap, en drank koop, of by 'n klap of 'n pap of wat jy dit ook al wil noem, kan instap en 'n drankie geniet. Dit is waar ons land iemand sien wat kan skuld maak. Dit is, verstaan my punt, dit is waar jy klaar is met skool, wat hierdie land jou as 'n volwassene begin reken, en wat jy kan skuld maak en al daai tipe dinge, huise koop, karre koop, en dit is hoekom die Here vir ons wys, kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is, wat op daai ouderdom begin hulle verantwoordelikheid vir hulle self vat, en dan kan
ma en pa nie meer intree en hulle met 'n stok slaan of met 'n beld slaan en hulle probeer domineer en dikteer wat hulle dan van hulle kinders verwag. Jy gaan nie 'n kind op 15, 16, 17 groot maak nie. Dan moet die boompie lankal gebuig wees. En daar moet 'n balans in die kind se lewe wees, dat op die einde van die dag, die ure wat hy spandeer aan speletjies, verstaan my punt, julle sal nou weet of daai kinders wel positief beïnvloed word met die woord van God, of hulle in 'n kerk, hoe kan ek sê, atmosfeer grootgemaak word, dat hulle die Bybel ken, dat hulle die Here ken, dat hulle leer bid, en naby aan die Here beweeg. En dit wat die Here sê, jy weet, as jy 'n kind van God afvallig maak, is dit beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek te hang en in die see te gaan spring, want jy gaan verantwoordelikheid vat vir daai jong man of jong dogter, en jy gaan rekenskap gee, as daai kind tot 'n val kom, en jy het nie die basis, die fondamente reg gelê nie, gaan jy rekenskap gee. En dit wat, jy weet, 'n mens wil nie altyd onsmaaklik wees en ook die lekker van die lewe net altyd as demonies en boos uitmaak nie, maar 'n mens moet versigtig wees. Ek sê altyd, alles met 'n te is 'n probleem. As jou kind dag in en dag uit vir ure en ure voor 'n rekenaarspeletjie sit, dan het hy punt nommer 1 word hy later sleg. Verstaan my, hy word lui, hy kan nie gras sny nie, hy kan nie karre was nie, hy kan nie skorrelgoed was, hy kan nie sy kamer skoonmaak nie, hy kan nie sy klere ophang nie, hy kan nie sy klere opvou nie. Hy kan absoluut niks doen as om dag en nag voor hy televisies te sit en wat daai lelike goeters in sy kop ingedoktrineer is, en volgens hom of haar is dit reg. En dit is nie altyd die voorbeeld wat die Here van ons verwag, om dag en nag voor daai goed te sit. Ons almal kyk partykeer 'n bietjie TV, ons almal kan miskien 'n ou speletjie speel, maar as jy dag en nag voor daai goed sit, dan maak dit later, dit besoedel jou gedagtes, en jy word later 'n mens, jy's geïrriteerd, jy's ongeskik, jy is baie vuil op jouself en lui, en verstaan my punt, al daai tipe aspekte begin 'n rol in jou lewe speel. En veral as jy op die internet gekoppel is, allerhande gemors, en mense van buitekant kan deur daai kanale kom, en jy weet nie al daai geestelik wat deur daai kanale kom, en dit besoedel jou. En die duiwel is 'n absolute foendie op hierdie gebied. Dat ek vir jou sê, dieselfde, jy gaan sit voor 'n televisie en jy kyk 'n thriller saam met daai einste kind. Vanaand as jy in die bed klim, sal daai kind nie slaap nie, want hy's ingedoktrineer met vrees en angs en skok en al daai tipe goeters. Dis hoe dit werk. Dis presies hoe dit werk. En ons moet ons kinders oppas, ons moet ons wapenrustings aantrek. Daai tipe goed word ons mense nie geleer nie, want jou wapenrusting, jou helm van verlossing, bordwapen van geregtigheid, al daai tipe goeder beskerm jou siel en gees. Jou liggaam, jou kleinkind se liggaam, sy ouers se liggaam, my liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vlees uit. En dit is wat hulle mis. Partykeer mis jy die geestelike aspek van ons geloof totaal en al. En die Bybel leer vir ons dat ons ware vyand is in gees, nie in vlees nie. Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. En ons lewe wel in vleeslike menslike liggame, maar ons beklein nie met aardse wapens. Ons wapens is die wapens van lig, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. En dit waar vas inkom, dit waar gebed inkom, dit is waar Bybel lees inkom, om vir mense te leer van die harde werklikheid hier buite. Want ja, ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle vir my ja, dan sê ek, kan jy die Heilige Gees sien? Dan sê hulle nee, dan sê ek nou net, so kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou gees is ook is toe. Dat ek vir jou sê, hy kom om huwelike te verwoes, hy kom om die kinders te verwoes, en hy's 'n absolute foendie op hierdie gebied. As jy sit en slaap, en gaan jy met jou broek op jou knie gevang word. Die woord sê, wees opreg soos duwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan en sy bose koninkryk. En jy wil op die einde van die dag as ouers 'n goeie produk op die tafel sit. Jy wil eendag vir God in die oë kyk, en jy wil weet jy het jou beste vir die Here gedoen. Ek wil vandag vir jou reguit sê dat as dit so af en toe op 'n Vrydag aand of wat ook al, as daar beheer uitgeoefen word op telefone, as daar beheer uitgeoefen word op televisie, as daar beheer uitgeoefen word op rekenaarspeletjies of dit wat hulle speel, yes, dan die ouer dan in beheer. Maar as hulle dag en nag in daai goed vasgesit word, ek vir jou sê, dan word ons kinders so zombies grootgemaak. Ek vir jou sê, gaan sit in 'n restaurant, dan gaan kyk jy na gesinne en families. Baie kere sit hulle daar, maar hulle is elkeen met hulle
hulle eie persoonlike dinge besig, wat hulle op die fone daar sit, hulle het geen persoonlike kontak met mekaar nie, met ma en pa en die kinders, hulle is net daar op die telefoon, hulle sit daar hele gedeelte wat hulle daar uit eet, hulle eet net en verder sit op die telefone, ons kinders word zombies, en jy sit later, jy dag en nacht met die tegnologie besig, en jy mis die mooi en die harde realiteit van die werklikheid rondom ons, die mooi natuur en die kommunikasiemiddel tussen ouers en kyk, die telefone en televisies en al die goeders het sy voordele, maar dit het definitief sy nadele ook. Dit het baie skering in die huis ingebring. Jy het miskien 'n huisgesin van 4 mense, maar as jy 'n selfoon het, elkeen 'n selfoon het, sit jy later met 'n hele klomp mense in jou huis, wat jy nie kan sien nie, want dit is wat gebeur, as sissie 100 vriende het, en boetie het 50 vriende, en ouma het 20, en pa het 40, en ma het 60, op die einde van die dag, sit jy die hele tyd daar voor die televisies, en chat met mekaar, en op die einde van die dag het jy 'n klomp mense, wat hulle neuse in jou persoonlike lewe indruk, en dis hoekom, ja, die fone het sy positiewe, het sy voordele, maar dit het definitief sy nadele ook, en jy as ouer, moet beheer hê oor so iets. Jy kan nie net Gods akker oor God water, of God water oor Gods akker laat spoel, en net nie meer worry nie, en solank die kind net bezig is, hy het onder my voete uit, daai type attitude, jy gaan jou vinger verbrand, iewers along the line, gaan die gat wat Satan vir jou gegrou, die toue wat hy vir jou gespan het, gaan jy daar oorval, jy gaan daar inval, en jy gaan lang trane huil, want jy gaan nie 'n kind op 12, 13, 14, 16 begin groot maak, die tyd is nou, wat jy 'n kind buig, terwyl hy klein is, volgens die riglyne bepalings van die woord, en dan outomaties, jou knie deurbid vir jou kinders, en die voorbeeld stel as priester, hoof en koning van jou huis, wat jy jou kinders versorg, en beskerm teen al die aanvalle van die wêreld. Verstaan my punt, ons is in die wêreld, maar ons hoef nie altyd deel van die wêreld te wees nie, en 'n mens moet daai kommunikasiemiddel altyd oophou, en mekaar met liefde waardeer, en nie altyd noodwendig met geld omkoop of bederf nie, maar ja, ek sê altyd, elke ouer gaan voor die Here staan en rekenskap gee, ek kan nie namens jou besluite maak nie, maar alles met dit is 'n probleem, en jy as ouer moet die balans kan soek tussen al hierdie dinge. Dit is verskriklik belangrik, Amanda. Nou wil ek net vandag vir jou sê, onthou, kinders val onder die saligheid van die ouers, en laat ek vandag vir jou sê, ek is 13 jaar in die bediening, en 95% van al my probleme wat ek uit mense uithaal, is die geestelike wortelprobleme in die bloedlyne. Nou wat ek daardeur wil sê, ons word in sondes ingebore, my bediening is vol van leerstellings wat gaan oor bloedlynvloeke, en outomaties deure wat oopgaan wanneer jy in sondes lewe, en dit het 'n direkte impak op jou kinders, en as jy dit nie verstaan nie, sal ek eintlik voorstel vir die ouers om daarna te gaan luister, dat hulle begin leer om geestelik na alles te kyk. Onthou, die Here sê in Johannes 4 vers 23 en 24 dat God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid te dien. Die Here wil hê jy moet die wêreld deur God se oë evalueer, geestelik en nie vleeslik deur menslike oë nie. Maar dan gaan jy die ware vyand sien. Dit is waar lig en duisternis geskei word. Nou baie belangrik. Ek werk nie met kinders as dit nie nodig is. Al wanneer ek met kinders werk in die bediening, is wanneer daar betasting of molestasie of verkrachting was. Dis waar ek direk met die kinder werk, want daar sekere riglyne wat die Here vir my gee, en gebede wat ek intree as 'n wag op die muur, herinner ek God dan daagliks aan sy beloftes, en ek vat my gesag en autoriteit, wat ek van die Here af ontvang het, om daai regte te breek, veral as daar verkrachting was, of molestasie of betasting. Dit is maar geestelike wapens wat die Here vir ons gee, as gesalfdes en dienaars, en hoe kan ek sê, direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Maar ek kan vandag vir jou sê, as die ouers siek is, as hulle geestelik siek is en besoedel is, en daar's 'n klomp bloedlynvloeke en allerlei goed wat deur die ma of deur die pa se kanale kom van die ouers af, deur die bloedlyne, gaan dit outomaties 'n massiewe groot impak op die kinders hê. En hierdie goed word nie vir ons mense geleer in die kerke nie, en dis hoekom sekere goed partykeer oor gesin en familie
families kom, dan verstaan hulle nie, waar kom dit vandaan, die siektes, selfmoord, bankrotskappe, ag so kan ek aangaan, wat 'n ou weet, daagliks getrotseer word met allerhande noodlot en hoe kan ek sê, onsmaaklikhede wat ons mense tref. En dit is ook vandag vir jou, wil sê, ek het baie deernis vir ons kinders, want hier is soveel invloede hier buite, dit is nie meer maklik om 'n kind te wees nie, en jy weet, elkeen ry op die golf om die beste en die mooiste en die eerste en die enigste te kan hê, en pa, ma moet hom maar net spring en voorsien, maak nie saak hoeveel dit kos nie, dis nie maklik hier buite om 'n ouer vandag te wees, maar ek kan vandag vir jou sê, die wenresep lê in die Here Jesus Christus, die wenresep lê in die krag van die woord, want die Bybel sê, jy sal nie net van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom, dat ek vandag vir sê, daar is verskriklik baie krag in die woord van God, en al hoe kom mense dit partykeer as, hoe kan ek sê, partykeer is dit 'n bietjie vervelig om te lees, en jy raak nie lus daarvoor is, omdat hulle die geestelike krag agter alles nie verstaan nie, en jy soek God se seën oor jou huis, jy soek God se seën oor jou kinders, jy soek dit oor jou huwelik, en jy soek dit oor jou finansies, jou gesondheid, jou seksualiteit, jou werk, jou besigheid, en jy kan nie sonder die Here, ek kan nie dink hoe mense in vandag se lewe die Here op sy skuif in hierdie moeilike uitdagende tyd, dis rof, dis uitdagend hier buite, dis donker, en sonder die Here is jy absoluut gedoem om tot 'n val te kom, alles net 'n kwessie van tyd. Jy is die priester, hoof en koning van jou huis, en jy moet kan voorstap, jy moet kan sorg, dat die Here die senterpunt, die fundament, eerste staan in jou huis. Die woord sê, soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou gegee word. Maar party mense wil eers alles hê, en dan wil hulle die koninkryk van God gaan opsoek, en dis hoekom hulle lewens totaal en al uit mekaar uitval. Kinders is 'n groot geskenk, is diamante, is engele uit die hemele uit. Dit word vir jou gegee om hulle groot te maak tot lof en eer van die Here, en wat ek vandag sê, kom met massiewe groot verantwoordelikheid, en miskien verstaan jy nie vandag die erns daaraan nie, maar daar sal 'n tyd kom, daar sal definitief 'n tyd kom dat hulle voor God gaan rekenskap gee, dat ek vandag vir jou sê, as jy toelaat dat jou kinders soos honde met jou vrou of met jou man praat, of aggressie toon, en jou goed steel, en jou goed breek, en tantrums gooi, die deure toe klap, en net disrespekvol teenoor die ouers is, en sleg is, en lui is, en net daar lê, en pa en ma moet voorsien, en hulle wil alles hê, en as jy nie hê nie, vir hulle kan gee nie, dan gooi hulle tantrums, iewers along the line, op pad na 17, 18, 19, 20 in hulle lewe, dan gaan daai kinders baie lelike mense word, en weet jy wat, baie van hulle word so sleg, dat hulle op die einde van die dag daar lê op die banke, en ma en pa moet voorsien, en omdat daai wortels nie gelees, of daai fundamente gelees in daai kind, die verwag hy vir die res van sy lewe, dat pa en ma sal voorsien, en hy word geleer dat ek kan maak wat ek wil, ek kan 'n meisiekind swanger maak, ek kan geld blaas, want daar's altyd 'n ma vir pa wat sal voorsien en versorg en sal kyk en my probleme dooddruk. Dit is nie wat die Here van ons verwag het. Ek vandag vir jou sê, tot op 18 is jy verantwoordelik vir daai kind. Van daar af kan jy absoluut niks meer vir daai kind doen nie. En jy wil weet dat jy van jou kant af as ouer jou saak met die Here reg het. Jy wil weet dat daar geen regte van Satan in jou lewe oop is nie, of nou deur jouself of jou bloedlyne kom, deur sondes wat jy ook in jou lewens het. Jy wil daai goed gesuiwer, jy wil nie met rotse en klippe en baksteen op jou skouers loop, en geestelik is jy siek, en op die einde van die dag het dit 'n impak op jou kinders. Jy sien, ons kinders is partykeer met alles en almal besig, behalwe met die Here, en dat ek vandag vir jou sê, dis hoekom daar soveel seer is, dis hoekom daar soveel egskeidings is, dis hoekom soveel kinders sonder 'n pa groot word. Ons het nie altyd die wortels, die riglyne, die fundamente word nie reggelê in ons huise nie. En dis my raad vandag, Amanda, wat ek vandag vir jou sê, jy is al 'n ouma, jy het klaar die voorreg gehad om jou kinders groot te maak, en jou grootste wapens van lig wat God vir jou gee is om te vas
vir jou kleinkinders, te vas vir jou kinders en te bid. Van die oggend sê vir die Here, Here, ek vas vandag vir daai kleinkinder van my, van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand. Here, ek gaan net water drink, of ek gaan net vrugtesap, 100% vrugtesap drink, of Here, ek sal ietsie warms drink soos 'n rooibos tee, maar ek sal nie suiker en melk daar, ek sal heuning daarby drink. Maar weet jy wat, dan sê vir die Here, van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand gaan ek vas. En Here, die rede hoekom ek vas is vir my kinders en my kleinkinders, dat U die suiwerheid dat die tafel toe sal bring, dat U hulle absoluut geestelik honger sal maak deur die krag van die Heilige Gees, om in die Bybel in te delf, te sorg dat hulle lewens voor U almagtige God reg is, en dat U hulle daai absolute honger sal gee, dat U die fondamente sal wees in ons huis, dat ons verhouding met God van krag tot krag sal gaan, dat U hulle grondgebied sal vergroot, want vir U is niks onmoontlik nie, en U is 'n waarmaker van U woord. Jy sien, as jy daai 12 ure gevas het, is jy die wag op die muur, en jy herinner God aan al sy beloftes, en daai gebede, daai opoffering met vas, wat jy jouself verontmoedig voor God, dit maak saak, dit het trefkrag, veral in die gees, jy het nie idee wat 'n impak dit het nie, en op die einde van die dag, dit is wat God vir jou gee. Moenie betrokke raak, moenie jou neus gaan indruk in 'n gesin en familie nie, want Satan gaan dit gebruik teen jou, hy gaan absoluut twis en skeuring en verdeeldheid tussen julle almal veroorsaak, want ja, dit is hoe dit werk, verstaan my punt. Ouers baie bevoorreg om saam met jou kinders te kan bly, en as hulle jou versorg, is 'n ou baie dankbaar daarvoor, maar jy, as 'n wag op die muur, sien partykeer uitdagings en foute, miskien word daar te veel gedrink, miskien word daar baie beklei, miskien is geld, die oormag daarso, en die oorhand, en alles gaan net lekker, en dit is maanskyn en rose, en die kinders kry alles wat hulle wil hê, en verstaan my punt. Maar op die einde van die dag, as jy sien daar's probleme, as jy die wag op die muur, en God verwag nie van jou om jou neus in 'n gesin daar gaan indruk, en persoonlik betrokke raak daarin, want ek kan vanself vir jou sê, jy gaan jou hande verbrand, hoor wat ek vandag vir jou sê, as hulle na jou toe kom en sê, ma, ons wil graag raad hê, wat is ma se siening rondom hierdie dinge, dan kan jy jou hart en jou gees met hulle deel, maar as dit nie op daai punt kom nie, sê ek vandag vir jou, gaan jy jou vertrou in jouself stel, gaan jy jou vertrou in ander mense stel, gaan jy jou vertrou in Satan stel, of gaan jy jou vertrou in God stel, deur die krag van die Heilige Gees. En dit is waar die wapens van lig inkom. Ons moet ons plekke kan ken as kinders van die Here, ons moet kan praat, maar ons moet ook kan stil bly as die Here dit op ons harte druk, en ons moet nie, hoe kan ek sê, ons moet nie ons moenie hoe kan ek sê, ekskuus, ek kry nou nie lekker my woorde nie, ou moenie hulle goedheid misbruik nie, verstaan my punt, dis wat ek probeer vir jou sê, en daar intree en probeer verder ma en pa meneer speel daar, of mevrou speel daar binne die huis nie, want ek kan vandag vir sê, Satan is 'n absolute foendie op hierdie gebied, en hy soek vernietiging, en daar waar jy begin van die Here praat, daar waar jy begin die regte leiding gee, Satan hou nie daarvan nie, en hy sal sorg dat, al bring hy opstand en rebellie tussen julle almal, sal julle jou almal uitmekaar uitskeer, en die geestelike wêreld is baie, baie diep, Amanda, en ons moet ons plek ken as ouers, ons het klaar ons kinders groot gemaak, my kinders ook, hulle is bo 18 jaar oud, hulle is nou vir hulself verantwoordelik, en daar's tye wat hulle goeie paaie stap, en daar's tye wat hulle heeltemal die pad verloor, en dit is waar ons vas en bid, en as hulle ons vra vir leiding, dan tree ons in, dan help ons staan by, en ons praat wat die Here op ons harte lê, verder kan ons net bid, en die Here vertrou, dat hy hulle sal vorm en maak, soos hy hulle wil hê, alles tot lof en eer van sy koninkryk, want hy is die pottebakker, en ons is die klei, ons kan dit bid, Here vorm en maak hulle soos u hulle wil hê, alles tot lof en eer van u koninkryk, die Here sê in 2 Korintiërs 3:18, kort en kragtig opgesom, dat hy vorm en maak ons soos hy ons wil hê, alles tot lof en eer van sy koninkryk, om meer en meer en meer as beeld van Christus Jesus gelyk te word. Hy vorm en maak ons, en dan
Die grootste skrif wat jy regtig aan jou hart kan vasknoop vanoggend is 2 Korintiërs 6:7. Jou wapens vir aanvalle vir die is om die wil van God te doen. Nie die wil van jou eie ek of die wil van ander mense of die wil van Satan, maar die wil van God. En dis hoekom jy as ouer moet ook jou plek ken. Jy het klaar die voorreg, die geleentheid gehad om jou kinders groot te maak. Nou moet jy terugstaan en jy kan met raad en wysheid bedien, maar jy kan nie die dam spring nie. Jy kan nie daar probeer die scepter gaan swaai nie, want ek kan vandag vir jou sê dit gaan baie onsmaaklikheid aan die tafel toe bring. Bid vir hulle, vas vir hulle, tree jy in as wag op die muur. En daar waar hulle na jou toe kant toe kom en sê, ma, het jy vir ons raad, het jy vir ons wysheid, het jy vir ons leiding, kan jy sê, my kind, kom sit by my, kom ek en jy drink 'n koppie koffie, kom ek deel vandag my hart met jou. And that's that. Dis al wat jy kan doen. Jy kan mense tot by die water bring, Amanda. Jy kan hulle nie maak drink nie. Glo my, ek weet, ek is 13 jaar in die bediening. Ek sê altyd vir hulle, as ek en die Here jou nie op jou knie bring nie, dan sal Satan dit vir jou doen. Glo my, dis hoe dit werk. Die wêreld is boos, is uitdagend. Satan kom soos 'n dief vir die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n bril op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En hy's nie hier om vir jou 'n rooi tapuit uit te rol, vir jou boks blomme en chocolates te gee omdat jy die Here dien nie. Nee. Hy gaan kom om jou lewe te verwoes, dit ondraaglik te maak, jou uitmekaar uit te ruk. En hy gaan klaar hel toe, hy en die derde van die engele. Hy wil jou met jou hele sirkus saam met hom afvat. En dis hoe hy werk. Hy's 'n absolute foenie op hierdie gebied en dis jou keuse, dis jou kinders se keuse of hulle dit gaan toestaan of nie. Verstaan my punt. Alles is nie altyd sleg nie. En 'n ou moet partykeer ook die lewe kan geniet en bietjie skyf skiet en golf speel en as hulle dan rekenaarspeletjies wil speel en alles. Daar's niks verkeerd, maar alles met 'n te is 'n absolute probleem. En op die einde van die dag moet ons sorg dat God op die fondamente, dat hy op die troonstoel van jou hart sit, elke dag van jou lewe, dat as jy vanmiddag jou laaste asem uitblaas, wil jy weet waar gaan jy heen. Jy wil nie eendag voor Jesus Christus staan en hakel en wonder waarheen jy gaan nie. Verstaan my, jy wil weet waarheen jy gaan. Die woord sê, soek allereerst die koninkryk van God. Laat die dooies begrawe, volg jy my. Nooit ooit wil jy eendag in die hemel instap en skaam wees op die manier hoe jy geleef het of hoe jy jou werk as diensknegt van God gedoen het nie. Jy weet, ons is direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Ons moet so kan optree. Ons moet mense daai absolute begeerte in die hart gee om te sê, weet jy wat, ek wil hê wat my ma het. Ek wil hê wat my pa het. Ek wil wees soos hulle. Ek wil groei. Ek het absolute begeerte om te kan hê wat hulle het. Dan moet jy weet, jy is op 'n goeie plek. Ek wens jou alle seën en voorspoed toe. Gaan na die wapens van lig toe. En as jy klaar gevas het, as jy klaar gebid het, dan staan jy terug. Ek stuur ook vir jou gebed, 'n geestesoorlogvoering en gebed, wat jy hierdie sake voor die Here kan bring. Daar word geleentheid vir jou gegee in daai gebed, om jou saak te kan stel aan die Here. En dit wat jou bekommernisse is, dit wat op jou hart gedra word, praat hardop, dat die getuies van die hemel en die hel kan hoor, wat jy vir die Here op die tafel sit. En as jy klaar alles voor die Here op die tafel sit, dan gaan jy net aan met daai gebed tot daar waar jy amen sê. Jy sal sien daai gebed is kragtig. Dit is alles uit die woord van God uit. Dit is 'n baie kragtige gebed. Maar bly bid vir jou kinders, bly bid vir jou kleinkinders. Staan jy as wag op die muur, loop voor. En as die Here dit op jou hart druk, ek ken nie jou gesondheid nie, maar as die Here dit op jou hart druk, gaan vas. Al is dit is van 6:00 tot 6:00 die aand, 12 ure vas, wat jy sê, Here, sien jy wat ek doen? Ek doen dit wat ek doen, want ek jou vertrou, dat jy hierdie kinders sal vorm en maak soos jy wil, my kinders en my kleinkinders. Ek doen wat ek doen, omdat ek sê, Here, ek kan nie, maar ek weet, jy kan. Vir jou is niks onmoontlik nie, en ek stel my geloof en vertroue in jou en jou alleen. Maar die Bybel sê in Jakobus 2:19, glo julle daar is net een God. Die bose magte groot ook en hulle sidder van angs. Die woord sê Jakobus 4:7, weerstaan Satan, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan en hy sal van julle af wegvlug. Gaan weg van ons af, Satan. Maar die woord sê die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Soek allereerst die koninkryk van God. Ken hom in al jou weë en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Kyk, ek staan by die deur en ek klop en as jy oopmaak sal ek inkom en saam met jou 'n feesmaal hou. Eendag is eendag, wanneer die Here afkom, wil jy voor hom staan as 'n goeie diensknegt en direkte verteenwoordiger van sy koninkryk. En dan daai woorde wat hy uitspreek, getroue diensknegt en slaaf. Oor min het ek jou aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou. Kom in en kom deel in my vreugde. Wat 'n
fantastiese vooruitsig om aan vas te hou. Maar ons moet nou sorg, hier waar ons vandag, veral in die donker tye waarin ons leef, ons sien hoe gaan dit in die land, die politieke klimaat, dis moeilik, dis uitdagend die buite, veral vir huwelike en mans en vrou, dis nie maklik nie. Dis hier waar ons moet sterk staan. Ons is die eisters, die groot kanon in die geloof, die hoogste bome wat die meeste wind vang, en ons moet hierdie voorbeeld stel. Ons moet vir hulle wys wie Jesus Christus. Ons moet hulle wys dat ons God lewe, want ons is direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. Minder van onsself, meer van God. Johannes 3:30. Mag die Here jou seën. Mag hierdie woorde wat so pas in jou hart geval het, mag die Here kunsmis in water gooi en hy lande alles in oes. As jy saadryp is in Jesus Christus se naam. Shalom, vrede van ons Almagtige God word vir jou en jou gesin en jou kinders en kleinkinders toegewen. Mag die Here kragtig intree en mag hy deur hierdie woorde nou verheerlik word in Jesus Christus se naam. Mooi dag daar. Shalom, vrede. Ons praat weer, hoor. Groetes en baie dankie vir jou liefde en ondersteuning. Dis absoluut kosbaar en goud werd. En ja, voor die Here is ons almal gelyk en ons is deel van 'n span, van 'n eenheid, van 'n Christelike familie, van 'n liggaam waarvan Jesus Christus aan die hoof staan. En ons prys hom. Jy weet die woord sê in 1 Korintiërs 12:26, as een lid lei almal saam. So daar waar Satan op jou trap hy op my. As hy op my trap hy op ons geloof. As hy op ons geloof trap hy op ons God. En dit gaan nie gebeur nie. Mooi dag daar, ons gesels gou weer. Groetnis. Lief vir jou daar, so shalom, vrede. Amen.